Ons gesels met u oor kom in posisie. Get into position. Kom in posisie. En vanoggend wil ek met u gesels oor sit. Sit. Gaan sit by Jesus. Gaan sit by die koning. Ons het nogal redelik besige en bedrywige lewens. En selfs is ons soms so besig met God se dinge en bedieninge en al hierdie goeders, dat ons nie gaan sit nie. So ek wil vanoggend met u praat oor gaan sit by Jesus. Dis 'n ding wat ek fisies moet doen. Ek kan nou nie na Jesus toe stap en sê ek wil nou hier by u sit nie. Maar jy moet gaan sit en 'n rustigheid oor jou hart en oor jou lewe kry in sy teenwoordigheid. In 2 Kronieke, en ons het dit nou rukkie gelede daaroor gesels, oor kom in posisie, neem julle posisie in, praat die Here en praat hy met hulle, hy sê dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie, neem julle posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here. Hy is met julle, inwoners van Juda en Jerusalem, moenie bang of moedeloos wees nie, gaan môre soontoe want die Here is met julle. En ons het daaroor gesels in die eerste gedeelte wat ons begin het met die reeks. En as jy dit nie gehoor het nie, jy kan daarna gaan luister op YouTube. En dan kan jy die idee kry van waaroor die hele ding gaan. En vanoggend gaan dit oor die posisie wat jy moet inneem van sit. Nou dit klink na 'n eenvoudige, sommer net so ietsiekie, maar dit is nie. Dis 'n fisiese posisie, maar is ook 'n geestelike posisie. Dis fisies, want jy moet gaan sit. Maar dis ook geestelik, die omgewing, die plek waarin jy jouself gaan bevind. Jy sien, wanneer ek en jy gaan sit, dan sê ek daardeur. Kom ons sê so, as ek nou vir jou sê, ons hier's 'n tafel en 2 stoele en ek sê vir jou, kom sit hier en ek kom sit hier by jou. Wat sê dit vir jou? Dit sê ek maak tyd vir jou. Andersins sal ek besig wees met baie goed. Maar dit beteken dat ek maak tyd. Hierdie gaan tyd in beslag neem en ek maak tyd om met hierdie persoon te spandeer. So wanneer ek en jy gaan sit met die Here, met Jesus Christus, saam met hom, dan beteken dit dat hierdie is 'n gefokusde tyd. So ek draai my aandag na die persoon toe. Wie van julle het al met iemand gesels terwyl hulle besig is op 'n selfoon? Almal het dit al beleef. Ons leef nou in hierdie tyd. So wat sê dit vir jou as iemand besig is met die selfoon en jy wil kommunikeer? Jy, met ander woorde, dis verdeelde aandag. Kom ek vra vir jou, miskien sit jy nie met 'n selfoon nie, miskien doen jy dit. Maar in hoe mate spandeer jy gefokusde tyd met Jesus? En dit hoef nie noodwendig die selfoon te wees nie, dit kan enige iets wees. Nou, dis moontlik vir ons almal om besig te wees en ook met die Here te praat. Want Petrus sê vir ons, bid gedurig deur. So ons is besig die hele tyd.
alles wat ons doen, moet ons eintlik met die Here oor praat en deel. So daar's 'n konstante kommunikasie met die Here en ons wil graag hoor wat hy vir ons sê. So ons praat met hom en ons sit ons fokus op hom. Maar ons is baie keer so besig met goeters dat dis moeilik om iets sinvol uit sulke tipe van kommunikasie en goeters te kry wanneer jy besig is. As ek kan loop of iewers te een ry of 'n ding doen en vra, Here help my, geef my wysheid in hierdie ding of wat ook al ek wil doen, maar dis moeilik om gefokus antwoorde te hoor. En om te gaan sit sê Here, ek wil in dit wat ek nou doen, wil ek my aandag na U toe vat en op U sit en my fokus op U sit. Gefokuste tyd wat ek vir hom een kant sit. Baie van julle wat hier sit is getroud. En jy sal weet hoe belangrik dit is dat as man en vrou ons gefokuste tyd met mekaar spandeer. Dat ons 'n tyd maak wanneer ons op mekaar fokus. Want sonder dit is die verhouding nogal nie lekker nie. Ongemaklik. Broers en susters, Jesus het 'n behoefte en ek sê dit nou mensliker gewys, né? 'n behoefte om met jou tyd te spandeer. Hy wil graag met jou, kom maar laat ek dit anders stel. Jesus wil graag met jou tyd spandeer. Hy wil. Dis deel van wie hy is. En hy wil met jou kollektief tyd spandeer as ons nou soos op 'n Sondagoggend hier by mekaar is. Die woord van die Here sê vir ons hy is hier in ons midde en ons het 'n belewenis van sy teenwoordigheid in ons lofprysing en ons aanbidding. Hy sê hy kom woon onder die lofsange van sy volk. So die Here is teenwoordig en ons het hierdie kollektiewe teenwoordigheid. Maar die Here wil met jou as 'n individu tyd spandeer. Hy wil met jou tyd spandeer. Hy wil met jou praat, met jou deel. En om te gaan sit, en dit maak nie saak waar jy gaan sit nie. Ek bedoel, jy kan daar by jou huis in 'n kamer gaan sit op die bed. Jy kan in die natuur iewers te gaan sit. Daar moet net 'n plek en 'n tyd wees wanneer ek en jy onsself eenkant sit vir die teenwoordigheid van die Here. Jy kan nie sit en in dieselfde tyd op pad wees iewers heen nie. Jy kan nie sit en in dieselfde tyd daar wees en daar wees nie. Wel in jou gedagtes kan jy. Maar sit maak dat ek gefokus is hier waar ek nou is. En hier is my tyd wat ek met U wil spandeer, Here. En dit is 'n verskriklike belangrike ding. Jy sien, 'n sit is 'n plek van vrede. As die mense op internasionale vlak en goeters moet gesels oor vrede, dan gaan sit hulle om 'n tafel. Dis 'n plek waar vrede kan heers in jou en my lewe. Before you speak, en dis belangrik, luister net mooi. Nou, before you speak, be still. Stillness is not silence for silence sake. It is an act of settling the inner world. If your heart is anxious, your words will be fragmented. If your mind is scattered, your words will be diluted. If your spirit is unsettled, your words will lack weight. But when the inner world is calm, when fear has quieted and trust has taken its place, your words carry authority without effort. Stillness aligns you, and alignment is what gives your words power. To
toe ek hierdie goed begin die Here met my hieroor begin praat, het ek daar op in my studeerkamer as my witbord. So ja, al die goed wat in my kop inkom, gaan skryf ek daar neer. En daarvan af dan werk ek dit nou weer na papier toe en so voorts. En toe die Here met my begin praat oor sit, het hy vir my, daar's net 'n klomp goed wat in my hart ingekom het. Hoe belangrik dit is dat ek en jy net gaan stil sit en in ons verhouding met die Here onsself in 'n plek van rustigheid en stilte kry. Daar's tyd wanneer ons die Here jubelend loof en prys en aanbid en hardop bid en oorlog voer of wat ook al ons wil doen. Daar's tyd daarvoor, maar daar's 'n belangrike tyd, is die tyd van stil raak. Die tyd wanneer ek net hier binnekant moet stil raak. Ons almal het al spanning beleef. En wanneer jy weet wanneer jy spanning het, dan raak ons 'n koppietjie, dis asof jy nie kan helder dink nie. En ons het nodig om net op 'n plek te kom waar ek kan stil raak in my denke, stil raak in my hart, stil raak in my gees, om tyd met die Here te spandeer. Nou jy kan selfs wanneer in hartseer tye, in moeilike tye, in druktye, in die krisistye kan jy stil raak. Ons almal kan, want die Here het ons so gemaak dat ons dit kan doen. Jy sien, sit is 'n plek van sielstilte. Sithou is ophou om besig te wees met my liggaam, wat kan lei dat ek ophou om besig te wees met my siel. En ek en jy het soms nodig om binne in 'n plek te kom waar ek my siel kan stil kry. My wil en my emosies en my denke. Want dit is so maklik dat hierdie plek hierso bo kan de mekaar raak. Ons weet dit almal. En dit is so maklik dat ons gedagtes met ons weghardloop. En dis eenvoudig. Iemand sê net vir jou ietsiekie wat nie vir jou goed klink nie. Of reg klink nie, of wat die verkeerde snaar in jou hart raak. En dan raak jou hele musiek de mekaar. Is dit nie so nie? Ja, dan hardloop ons met hom hierso en ons broei. En as ek regtig op 'n plek wil kom waar ek die inspraak van Jesus Christus wil beleef, waar verandering en vernuwing in my lewe kan kom, het ek nodig om stil te raak in my liggaam. En dis party van julle wat regtig nodig het dat jy stil raak met jou liggaam. Julle is heeltemal te besig. Dit is net woordswart. By die huis is iemand so altyd besig. Dit is nodig dat ons soms net so 'n bietjie aftrek en onsself stil maak. Want as my liggaam begin stiller raak, dan kan my siel begin stil raak. En as my siel begin stil raak, jy sien, dan soms is die geraas hier so dat ek niks kan hoor nie. Wie van julle was al so ontsteld oor 'n situasie met iemand of wat ook al, en maak nie saak wat hulle sê nie, jy hoor nie wat hulle sê nie. Okay, nee, julle was nog nooit daar nie. Kom maar laat ek dit so stel. Wie van julle het al met iemand gepraat wat so ontsteld was dat hulle niks gehoor het wat jy sê nie? Nou verstaan ons hom beter, ja. Hoekom steek al die manne hulle hande op? Wat is hier aan die gang? Ja, ons almal was al daar, dat jy sien, want dis wat emosies doen. En dis wat my denke doen, dit maak dat ek en jy op 'n plekkie is waar ons nie regtig kan hoor nie, en ons het nodig om te kan hoor. Stillness is not emptiness. En ek
jy moet dit nou mooi verstaan, want ons is nie op 'n plek waar ons koppies leeg maak nie. Vir party is dit makliker as vir ander, maar ons is nie daar nie. So when you sit in silence and let the peace of God fill your whole being, when you quiet down all the voices in your soul, even your own voice, you can start to recognize the still small voice of Holy Spirit in your spirit. Jy sien, Heilige Gees praat met jou en my in ons gees. Maar om daai stem te hoor, is daar twee goed wat baie, baie belangrik is. Ek moet die stem ken. Ek moet die stem ken. Maar ek moet ook die stem kan hoor. As ek die stem ken, sal ek dit herken as die stem van die Here, wanneer hy met my praat, en ek weet, ek moet nou luister, want ek hoor sy stem in my hart, en ek hoor hom met my praat. Maar ek moet dit kan hoor. En as ek konstant praat met my mond, en as ek konstant hier besig is, dan sukkel ons om te hoor. Broer en suster, en die Here wil met jou praat. Heilige Gees wil met jou praat. En hy wil met jou praat oor Jesus die koning. En hy wil met jou praat oor jou. Maar ons is soms so besig dat ons dit nie kan hoor dat hy met ons wil praat nie. In Psalm 46 verse 10 he says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted on earth." Daai woordjie be still is 'n woordjie wat beteken you must be actively waiting. What does it mean to be actively waiting? Wat beteken as ek aktief wag? Dit beteken ek sit my fokus op die regte plek. Ek raak stil in my liggaam en ek raak stil in my gees en in my siel en ek sê vir hierdie stemme wat hier is, kom ek maak julle bymekaar, kry hulle stil, kry jou eie stem stil en sit jou fokus op die Here en luister. Dis nie be still, dis net hou jou mond toe nie. Jy weet jou fisiese mond nie, dis om jou siel se mond ook toe te maak. En ons het nodig om dit te doen sodat ek die klomp stemme wat in my hart aan die gang is, kan stil kry. Jy moet verstaan dat om stil te wees beteken nie om leeg te wees nie. Julle verstaan dit, né? Om stil te wees beteken nie ek is leeg nie. Dit beteken net ek vat my fokus en ek sit dit op een plek. Nie op 20 plekke nie. En weet jy wat, né? Ons het hierdie geneigtheid om ons koppies so oral te laat gaan. Dis maklik, vat jouself, begin net bietjie bid. Jy wil jou fokus op die Here sit, begin bietjie aanbid en dan net so dan is jy by gister se goed wat gebeur het en môre se goed wat nog moet gebeur. En die probleem wat aan die kant die bult lê en die probleem wat agter die bult lê. So jy dis so maklik vir hierdie kop van ons om net te gaan. En ek en jy moet dit bymekaar maak en net sê, wees rustig, my siel hier binne in my. Be still. Be still. Kry daai stilte in jou. Roep jou siel om te gaan sit beteken ek roep in my siel en my gees bymekaar en ek gee dit een fokus. Ek roep hulle bymekaar en ek gee hulle een fokus. Solitude is not loneliness. It is where you meet yourself. Most people fear being alone because it forces them to confront their truth.
or truths. But solitude is our greatest teacher. When you sit down with your thoughts, you learn what you value, what you want, and who you truly are. Het is belangrik dat ons net gaan stil sit. Om te sit is 'n plek van intimiteit. Dis 'n plek waar ek met die persoon waarmee ek tyd spandeer, waarvoor ek myself eenkant gesit het, of tyd eenkant gesit het, waar ek my fokus op daai persoon kan sit. Ek en Annelien het al baie keer as ons so, miskien op 'n plekkie gaan koffie drink, en jy sit in 'n restaurant, en jy sien hoe byvoorbeeld gesinne sit. Die ma en pa sit daar, en die kinders, en almal is op 'n foon. Maar wonder jy nou, hoekom is hulle daar? Ja, seker net om die magies vol te kry. Dis nie om tyd met mekaar te spandeer nie. Dis nie om te gesels nie. Dis nie gefokus nie. Gefokuste tyd beteken nie, ons twee sit voor die TV en kyk TV nie. Dis nie tyd saam met mekaar, maar dis nie met mekaar nie. En dis hoekom dit so noodsaaklik is dat ons alles verwyder, want dis die plek van intimiteit. Dis die plek. Kyk hierso. Ek en jy kan die Here beleef binne in geraas. Moenie my verkeerd verstaan nie. Jy kan die Here beleef in die middel van 'n geweldige traumatiese gebeurtenis. Jy kan bewus wees van sy teenwoordigheid terwyl die branders om jou breek. Dis moontlik. Maar intimiteit is 'n gefokuste plek. En dis 'n spesiale plek. En God wil hê ons moet in daai posisie inkom. Hy soek ons daar. Hy soek na jou. Hy soek na die geleentheid om by jou tyd te kom spandeer. In Psalm 27 vers 4 sê Dawid, nee, een ding het ek van die Here begeer. Een ding het ek begeer. Dit sal ek soek. Dat ek in al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Om wat te doen? Om sy lieflikheid te aanskou, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Al die mans, maak gou julle oë toe, asseblief vir 'n oombliekie. Maak net jou oë toe. Al die mans, wat se kleur baadjie het jou vrou aan? Wie van julle weet? Wie van julle weet nie? Weet jy? Okay. Jy sien, dis wanneer ons besig is, né? Wanneer ons so besig is dit so maklik om nie raak te sien nie. Ons kan selfs langs mekaar sit en nie raak sien nie. Is dit nie so nie? Dis hoekom dit noodsaaklik is dat ons 'n plek en 'n tyd maak waar ek my fokus 100% kan sit op die koning en op die Here. As jy die Here se lieflikheid wil aanskou, het ek en jy gefokuste intimiteit met hom nodig. As jy besig is om te werk, nee, maak nie saak waar jy is nie. Kom ons sê nou, man en vrou, kom ek vat nou maar net weer 'n voorbeeld. Man en vrou, kom ons sê julle werk in die tuin, okay? Man, jou vrou het 'n week gelede vir jou gesê, Saterdag werk ons in die tuin. En jy weet, okay, ons gaan in die tuin werk Saterdag. Nou is jy daar besig. Jy wil eintlik iets anders doen. Nee, maar nou jy, want ek bedoel, jy weet wat is goed vir jou. So. Nou is jy besig om te werk in die tuin. En sy is daar besig en jy is hier besig in die goeters. Kom ek vra vir jou. Hoeveel werklike intieme gedagtes
deel julle met mekaar terwyl julle so werk? Nou, want jy is besig. Dis nie die plek daarvoor nie. Nou vra ons vir onsself, Here, ek soek so graag die wonder van die openbaring, die wonder van u lieflikheid. Ek wil dit beleef. Maar ons is so besig dat ons nie tyd maak vir dit nie. Ons gaan net aan. Of as ons tyd maak, is ons maak tyd op ons agenda. Ons gaan sit en ons sê, Here, ek het net so 'n paar punte wat ek gou-gou met u wil bespreek. Hier is hierdie ene, hierdie ene is 'n groot probleem. Ek sort hierdie vir my uit asseblief. En hiersoos, dankie. Dit was goed geweest om hier met u tyd te spandeer en dan gaan ons weer, want die volgende ding lê voor. Wanneer laas, kom ek vra vir jou, wanneer laas het jy net gaan sit en gesê, kom Here, wys my iets van u wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. Dat ek ook 'n slag, Here, soos die seraf sal uitroep, hy is anders. Hy is anders. Die gans andere God. En hy wil so graag homself in jou en aan jou kom openbaar. Hy wil dit doen. Jy sien, die sit is 'n plek van openbaring. Dis 'n plek waar Heilige Gees begin, en nie net begin nie, maar Jesus aan jou en my kom wys. Dis die plek waar hy openbaring bring oor wie die koning is en wie Jesus is. Dis hoekom as jy gaan sit met die Bybel en gaan sit met 'n pen en sit met 'n papier of 'n boek en 'n papier. En wanneer jy in daai gefokusde tyd is en jy tyd met hom spandeer, dat jy neerskryf. Want die vyand steel. Dis wat hy vir die Bybel leer ons, né? Hy kom steel. Jy kan nou wonderlike gedagtes hê oor Jesus en oor God en oor wie hy is, maar as jy dit nie neerskryf nie, nou is dit weg. Dan jy sal vanaand agterkom en sê, ek het vanoggend aan hierdie ding gedink. Dit was so wonderlik geweest, maar jy kan dit net nie meer onthou nie. En dit is eenvoudig, die vyand steel. So skryf neer, jy kan altyd, almal van ons was al op 'n plek geweest waar jy besig is om te bid of net tyd met die Here te spandeer en daar's 'n gedagte in jou kop en sommige weet jy net, ek weet dat ek weet die Here het nou met my gepraat. Dis net ek weet dit net, daar's geen twyfel nie, maar ons was al baie in die situasie waar ons goed gehoor het en dan wonder ons, het die Here met my gepraat? Is dit van hom af? En as jy dit neergeskryf het, dan kan jy altyd dit weer vat en gaan sit daarmee en sê, Here, ek wil hê ons moet praat met my hieroor. Is hierdie van U? En ek kan dit toets aan die woord en ek kan dit toets by mense en sê, dis wat die Here vir my gesê het. Wat beleef jy in jou gees hieroor? So ons kan dis gefokus wees. So Heilige Gees wil aan jou en my kom openbaar. In John 16:13-15 he says, when the Spirit of truth comes, has he come? Het hy gekom? Ja. Hy sê, he will guide you into all the truth. Broer en suster, as daar ooit in jou en my lewe 'n tyd was, waar ons nodig het om die waarheid te ken en te ontvang, is dit hierdie tyd. Dis nou hierdie tyd. Ons het so nodig om die waarheid te kan hoor. En ek is nou 'n pastoor en ek preek en ek praat met mense in die goeters. Maar daar's soveel
vals boodskappe. Van mense wat ons eintlik na opkyk. Mense wat veronderstel is om, hulle is veronderstel om regtig mense van waarheid te wees. Dis hoekom ons nodig het dat Heilige Gees in ons lewens is, en met ons praat, en met ons deel, en met ons werk, en hy sê, that is why he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine, therefore I said that he will take what is mine, and then the Father, because it is the same, that is mine, and declare it to you. That is what Holy Spirit does. Hy kom leer jou en my. Maar mensie, ek en jy moet op 'n plek kom waar ons kan hoor. Ons moet op 'n plek kom waar ons sy stem kan hoor, man. Andersins gaan ek my hele lewe smag na waarheid, maar ek is so besig dat ek dit nie kan hoor. Ons hardloop so, ons raas so, hier binne, oralste, dat ons nie die waarheid kan hoor nie. So sit is daai plek waar ek gaan sit en openbaring ontvang. Dis die plek waar ek kan gaan sit met die woord en Heilige Gees kom breek dit vir my oop. Dis die plek waar die woord van die Here vir jou en my oopgemaak word. Sit. Ja, jy kan jou radio aansit vandag met Bluetooth en die goeders, kan jy luister na die woord terwyl jy besig is om te bestuur. That's great. Maar jy moet op die pad fokus. Op die karre wat aankom en die karre wat agter is, so jy luister met 'n halwe oor. Ek en jy het nodig, ons het nodig om te gaan sit met die woord sodat Heilige Gees die waarheid wat hierin is vir jou en my kan oopbreek. Ons het nodig om te gaan sit met die woord sodat ek Jesus Christus hier binne kan ontdek en Heilige Gees my kan leer oor hom. En daarom moet ek en jy daai plekkie kry waar ons gaan sit en maak nie saak waar dit of daar in jou tuin op 'n bankie in jou studeerkamer as jy eene het. Wat 'n plek ook al jy het waar jy net kan jouself wegvat van die goed om jou en die besig wees en aan die gang wees. Efesiërs 1 vers 17 tot 19 sê hy dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees, dis die Heilige Gees van wysheid. Wie van julle het wysheid nodig? Dis almal. Die Gees van wysheid. Die Gees van openbaring in kennis van hom. Wie van ons het nodig om meer te weet van Jesus? Om verder te gaan want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Daar's soveel diepte in Christus. En Heilige Gees wag om dit aan jou en my te openbaar. Dis asof, jy weet, wie van julle is trots op julle kleinkinders? Okay, die wat het. Okay. So jy's was jou foon, wys my hoe trots jy op jou kinders is. Hulle is op jou foon, is hulle nie? Ja. En jy gesels 3 sinne dan jy daar. Dan praat jy oor jou kleinkinders. Want hoekom? Jy's trots op hulle, jy wil hulle wys. Heilige Gees wil Jesus vir ons wys, dis wat hy doen. Dis wie hy is, sy wese. So hy kan nie wag om met jou Jesus die openbaring te bring oor Jesus nie. Hy wil dit graag doen. Hy gaan verder, hy sê, nie net kennis van hom mag gee nie.
As jy verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Jy gaan die krag. Jy gaan die krag van Jesus Christus ontdek in die stilte. Dis waar jy dit gaan ontdek. Wanneer jy gaan sit en die Heilige Gees dit vir jou oopbreek. Ja, ons wil graag die krag sien en beleef en ervaar en die werklikheid daarvan in ons harte besef. Ons wil graag die geloof hê. Ons wil graag die geloof hê dat die krag wat Jesus Christus uit die dode opgewek het, ook in en deur my sal werk. Is dit so? Jesus sê, hierdie dinge sal julle doen en groter dinge sal julle doen. Ons wil graag die geloof hê om dit te kan doen. Ons wil die geloof hê dat die gawes van die Gees deur ons werk. Maar ons soek dit op die verkeerde plek. Ons soek dit net wanneer die sparks fly, as ek dit so kan noem. Wanneer dinge ons soek dit in die besig wees in die nou lê ons hande op en ons doen hier, Here, laat U krag vloei. Jy gaan die krag van Jesus Christus leer ken in jou stilte. En dis waar die bron van geloof in jou hart vandaan gaan kom. In daai plek wanneer jy Jesus ontdek in sy volheid en die Heilige Gees hom in sy volle heerlikheid binne in jou kom openbaar. Wanneer jy die ervaringsbelewenis gaan hê van wie hy is, sal jy, wanneer die gawes en die werkinge van God deur jou moet plaasvind, geen twyfel hê nie. Want jy weet dat jy weet wie hy is. Want jy het hom ontdek. Jy het hom beleef. Jy het hom ervaar. En dis waar ek en jy, dis waar ons die gees van wysheid kry. Dis waar ons die openbaring van kennis van hom mag kry. Dis waar ons verligte oë van die verstand kry. In die tyd wat ek en jy met hom spandeer. Dis waar dit gebeur, in daai plekke. In Luke 24:32 he says, then say to each other, did you not hear our hearts burn within us while he talked to us on the road? When he opened to us the scriptures? En van wie praat hy hier? Die Emmausgangers, die manne wat nou net van Jerusalem afkom en hulle is op pad na hulle dorpie Emmaus toe. En terwyl hulle stap, is Jesus skielik daar by hulle. Hulle weet net hy is dood en hy is begrawe. En hier stap hulle en hy begin met hulle praat. En hy gaan by hulle in die huis en hy breek die skrif vir hulle oop. Broer en suster, wil jy hê jou hart moet aan die brand raak? Spandeer tyd 1 tot 1 met die Here. Ons kyk, dis so magnifiek. Ons het in hierdie week Pinkster gehad. En ons het vir mense gebid en manne en vroue het die Here ontmoet en hy doen groot goed vir ons. En hy kom raak harte en lewens aan. Maar wil jy regtig die krag van God beleef, raak stil in sy teenwoordigheid. En jy sal dit sien daar. En jy gaan sien en wanneer hy opdaag, dan dis vir die vuur in jou hart aan die brand steek. Elke herlewing het begin by 'n man of 'n vrou wat tyd alleen met God spandeer. Elke herlewing wat nog ooit op hierdie aarde plaasgevind het, het daar begin. As gevolg van iemand wat sê ek gaan sit by Jesus.
En toe begin hulle lewens verander. En die krag van God staan in hulle op. En die heerlikheid van die Here begin in hulle werk. En hulle kry openbaring. En hulle begin hulle monde oopmaak en daaroor praat. En die krag van God wat hulle in hulle stilte ontvang het, is besig om te vloei tussen die mense waarmee hulle te doen het. Soek jy 'n deurbraak in jou gees en jou lewe? Daar is 'n tyd en 'n plek wanneer jy uittreë in 'n kerk of waar ook al en mense vir jou bid en die Here keer jou om. Ja, ek het dit hierdie week 'n paar keer gesê, ons kan die Here nooit in 'n boksie sit en sê dis so hy werk nie. Sodat hy keer mense om, dis wat hy doen, dis wat Heilige Gees doen, dis wat Jesus doen, hy verander ons lewens in totaliteit. Wil jy jou lewe moet verander? Wil jy regtig oorwinning kry oor sonde en oor geregtigheid, ongeregtigheid en wil jy regtig deurbreek in jou gees? Jy het nodig om te gaan sit by die Here. Jy het nodig om daar te gaan sit. Die samekoms is great en is wonderlik en ons moet dit doen. Maar jy sien, party van ons leef van gebeurtenis tot gebeurtenis. Dit was altyd vir my interessant. Dit gebeur nie hier nie. Maar in my vorige gemeente, dat al mense, as ons 'n spesiale diens het, dan daag daar mense op, wat nooit in die kerk is nie. So, hulle gaan net na die spesiale dienste toe. So, hier gebeur ietsie, dan is hulle daar. Hier gebeur ietsie, dan is hulle daar. Daar gebeur ietsie, dan is hulle daar. Hulle soek die krag van God in die openbare byeenkomste wat groot en goed lyk, but they don't spend time with their Savior. Hulle gaan sit nie by hom nie. Want dit klink so eenvoudig, is dit nie? Manne, dan gou vir jou raad gee. As jy regtig wil hê dat jou verhouding met jou vrou moet great en mooi wees, en as nou jonges is wat nou nog nie getroud is nie, dan vat nou maar die stukkie raad, spandeer tyd met haar. Kwaliteit tyd. En dan sal dit oukei wees. Om te gaan sit is ook openbaringstyd, nie net van Jesus nie, maar van jouself. Jy sien, want Heilige Gees wil met jou ook praat oor jou. Jy sien, hy is baie lief vir jou en my. Baie lief. En hy gee om vir elkeen van ons. Hy het jou so lief, dat hy met jou wil praat oor jou. Hy wil vir jou vertel, hoe goed en wonderlik en mooi die Here jou gemaak het. Hy wil vir jou met jou praat oor die goedes wat jy goed en mooi en reg doen. Maar hy het jou so lief dat hy ook bereid gaan wees om met jou te praat oor die plekke waar ons tekortskiet. Dat hy met jou gaan praat oor Jesus Christus en sy gestalte binne in jou lewe en waar jy gebrek het. Hy wil met jou praat oor Jesus se karakter wat in jou lewe nog moet gestalte vind. Heilige Gees wil met jou praat oor die goed wat in jou lewe is, wat nie daar moet wees nie. Want hy het jou lief genoeg om dit te doen. En miskien is dit een van die grootste dinge wat ons laat wegskram van daai tyd alleen met die Here. Jy sien, wanneer Jesus opdaag, kom daar in elke hart 'n bewustheid van wie hierdie Here is. En hy is 'n groot en 'n wonderlike Here. In Psalm 139, vers 23 en 24, skryf die psalmskrywer, hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Die skrywer nooi God uit en sê, Here, ek wil op 'n plek wees, hier is ek maak my hart oop. Kom hier in my diepste wese, Here. Nou, dis mens taal.
Jesus weet klaar wat ek en jy kort. Heilige Gees weet klaar wat ons kort. Maar hier's 'n mens wat homself oopmaak en sê, Here, ek wil hê U moet met my praat oor my. Ek wil hê U moet vir my verduidelik en vir my sê as daar goed is in my hart is wat nie daar moet wees nie. Ek wil op daai plekkie wees waar ek nie net gaan sit om die Here te ontdek nie, maar waar ek gaan sit om myself te ontdek. Weet jy wat, né? Ons almal het hierdie vermoë om goed weg te steek vir onsself. Dit is nie so nie. Die vyand doen twee goed met jou en my. Hy wil jou of vertel hoe sleg jy is. En vir jou vertel, jy is sleg en jy is dan regtig nou bad. Hy kry nogal baie reg. As jy dit nie kan regkry en vir jou vertel hoe sleg jy is nie, dan wil hy jou vertel hoe goed jy is. Hoe oulik en mooi en uitgesorteer jy eintlik is. Ek wil jy het mos al gearriveer. Hy wil vir jou vertel, man, jy's uitgesort en daar's niks in jou lewe wat nog verder moet aandag kry nie. You are good. So as hy jou nie kan aftrek en dan stoot hy jou op. Hy is nooit tevrede nie en ek en jy het 'n geneigtheid om albei van hierdie goeters te glo. Dis leuns natuurlik, né? Ons het 'n geneigtheid om te glo. Nou ons hou nie daarvan om die een te glo nie. Die een wat sê jy slegter as wat jy is. Wie hou daarvan om sleg te wees? Niemand. So ons het 'n geneigtheid om daai nie so maklik te glo nie. Maar dit is so lekker om te glo. Ek is so goed. Is ek nie goed nie? Is ek nie so oulik nie? Ons hou daarvan om dit te glo. Want dit is maklik om dit te glo. Ek bedoel, kyk net na my. Het ons op skool gemaak? So iets. Ek kan nie eens onthou nie. Maar julle verstaan, dit is so maklik om dit te glo. En dan het ek en jy Heilige Gees nodig om verby daai goedjies te gaan. En net my hart, die regte hart vir my te wys. En te sê, Kobus, hierso, is ietsie nie reg. Jy dink jy's daar. Maar kyk gou 'n bietjie na Jesus. Met jou. En daai woorde daar, deurgrond my, beteken toets my teenoor iets. So hier is iets en jy word teenoor dit getoets. En daai maatstaf was nog altyd Jesus Christus. Nog altyd. Van Genesis 1 af. Was dit altyd die maatstaf. Jesus Christus. Die volle openbaring van God. En dit is nog steeds jou en my maatstaf. So ek en jy moet gaan sit op 'n plek waar ek net kan sê, Here, kom help vir my asseblief. En dit is nooit lekker goed hierdie nie, want ons hou nie daarvan as ons enigstens in ons harte beleef, ons is nie op standaard nie. Ons hou nie daarvan. Jy hou nie daarvan as iemand anders dit vir jou sê nie, en ons hou ook nie daarvan as Heilige Gees dit vir ons sê nie. Maar as ek en jy wil word soos wat Jesus Christus is, dan het ek en jy nodig om Heilige Gees dat hy dit vir ons sê. En daarom moet ek tyd met hom spandeer. Daarom moet ek op 'n plekkie kom waar ek sê, Here, ek wil hê jy moet met my in my hart kom praat. Sit as 'n plek van verhouding bou. Dis waar ons met mekaar werk en verhouding bou. In Psalm 27 verse 4-5, he said, one thing I will ask of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all my days, to gaze upon the beauty of the Lord. Om sy heerlikheid te kan aanskou, sy mooiheid te kan aanskou. Dis verhouding plek. Dis verhouding plek. Dames, wanneer laas het jy in jou man se oë gekyk? En dan net so van, gedink, hy's am handsome. Wat tyd.
Hier's 'n probleem. Jy moenie nou kyk nie. Ek wil amper jou vra, wat is jou man se oë se kleur? Huh? Nee. Manne, wanneer laas het jy in haar oë gekyk en net weggeraak, so 'n bietjie verdwaal daar? Kan jy nog onthou hoe dit voel? Sjoe. Ek begeer om in sy oë te kan kyk en weg te raak daar. To behold the beauty of the Lord. Om net helemaal weg te raak in die lieflikheid van die Here. Dit kom net, jy moet maar gaan sit by hom. Ek vra die vraag, waar sit jy? Jy sien, want waar jy sit, bepaal jou optrede en jou gedrag. As jy nou 'n vriend het, nie 'n vriend nie, as jy 'n pel het, julle weet daar's 'n verskil, né? Tussen 'n vriend en 'n pel. 'n pel is iemand wat jy kan gaan sit daar in sy sitkamer en jy skop jou skoentjie so uit en jy sit dit so op die tafeltjie langs sy voete neer en jy kan net daar sit. Dis 'n pel. 'n Vriend is jy net 'n bietjie meer gesofistikeerd. So die manier hoe ek gaan sit by 'n vriend is heeltemal anders as die manier wat ek gaan sit by my baas. Is dit nie so nie? Selfs al sou jou baas jou nooi vir 'n ete, né? Ek wil jy gaan nie daar as 'n hooligan optree nie. Maar jou pel, as jy daar as 'n hooligan optree, gaan hy nou net so kyk en sê kom by man. Wat gaan met jou aan? Dis twee verskillende plekke. Broers en susters, soms, né, gaan sit ek en jy. En dis die wonder van God, dis die wonder van die Here. Partykeer het ek net 'n vriend nodig. En dan kom sit 'n vriend by my. Maar jy sien, Jesus weet wat ek en jy nodig het. Want soms kom sit hy net as die raadgewer daar. En met hy keer kom sit hy as die koning. Soms as die regter. Soms sag. Soms klapbaar. Hy weet wat ek en jy nodig het. So as ek en jy daar sit, binne in ons sit, is hy daar, teenwoordig, en dit maak, wat ek doen, hang af van waar ek sit. In Efesiërs 2 vers 6 sê hy, en ons is saam opgewek, en hy het saam laat sit, in hemelse plekke in Christus Jesus, in die hemele in Christus Jesus. In hom is ons in hemelse plekke. En wanneer ons in sy teenwoordigheid is, kan ons nie soos hooligans optree nie. Jy tree altyd met respek op, want dis wie hy is. Hy's God, hy's Here. Revelation 3:20 says, behold, I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice, I will open the door and I will come in and I will eat with him and he with me. Hy wil tyd met jou spandeer. Hoekom sê hy nie net ek wil inkom nie? Hy's uitvee en uitsort gou nie. Nee, want hy's 'n God is 'n verhoudingswese. Hy wil met jou in 'n verhouding staan. Nou, as ons saam eet, saam eet maak spesiale goed, né? Spesiale memories. Is dit nie so nie? Ons kan goed onthou en ons gewoonlik, ek weet nie of dit by julle ook so is nie, maar maak nie saak waar jy is nie, as jy 'n week kom sien, dan praat almal oor kos. Want kos is 'n ding wat ons saambring, wat maak dat ons by mekaar sit en tyd spandeer. Dis hoekom jy sê ek wil kom sit, ek wil saam met jou kom eet, ek wil 'n feesmaal hou saam met jou. Maar dit is ook geestelik. Ek wil vir jou voedsel gee. Ek jou versorg.
Ek wil saam met jou eet, ek wil tyd saam met jou spandeer. Ek wil met jou praat oor jou. Ek wil met jou praat oor my. Ek wil my vir jou wys en ek wil jou vir jou wys. En ek wil jou help en ek wil jou bystaan en ek wil jou toevou en jou omring. So daarom wanneer ek en jy gaan sit ons met verwagting. Ek moet 'n stuk opgewondenheid in my hart hê oor, Here, ek is nou by die werk, maar miskien vanaand of wanneer ook al, daar gaan 'n tyd wees wanneer ek net bietjie gaan sit saam met U. Ek wil net gaan sit. Ek wil gaan die tyd bietjie uitkoop en net gaan sit in U teenwoordigheid en net U op 'n spesiale wyse beleef en wat ook al U instoor het vir hierdie ontmoeting, Here. Nou ek sien uit daarna. Ek sien uit daarna dat U gaan opdaag met 'n stukkie verwagting in my hart. In Psalm 62 vers 6 hy sê, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. En nou weer, daai stil is nie net mondjie toe nie, dis aktiewe wag. Dis aktiewe fokus. Ek sit my fokus op hom. Here, ek het 'n verwagting. U gaan opdaag. En Here, in U opdaag. Wow, daar so baie goed wat daar gebeur. When is the last time that you had real revelation from God? Wanneer is die laaste keer wat jy gesit het en die Here het net in jou ingegiet en as jy daar uitstap, dan sê jy, wow. Wanneer laas het jy hierdie Bybel gevat en jy dan gelees en skielik net is dit 'n ander plek hierdie. Skielik is dit nie meer net letters nie. Want die lewende woord het opgedaag. Die lewende woord. En hier binnekant begin goed sin maak. En die lewe begin sin maak, want hy het opgedaag. Die koning van die konings. Ek en jy, broer en suster, moet gaan sit by die Here. Kom in posisie. Kom in posisie. Kom op daai plekkie waar die Here wil hê jy moet wees. Wie van julle wil so 'n spesiale ontmoeting met die Here hê? Wie van julle wil daar wees? So ek gaan vir jou 'n vraag vra. Wanneer in hierdie week gaan jy 'n bietjie sit met die Here? Ja, nee, dis nou 'n genuine vraag hierdie. En ek wil hê jy moet jouself nou antwoord. Jy moet nou vir jouself, commit jouself nou. Jy weet hoe lyk jou program? Jy weet waarmee jy besig? Jy weet wat is die goed wat jou tyd vat en hoe dit werk? Maar ek wil vir jou vra. Ek wil hê jy moet jouself nou in jou hart 'n commitment maak. Wanneer in hierdie week gaan jy doelgerig sit by die Here? Gaan jy jou Bybel vat, 'n pen en 'n papier en jy gaan daar sit en sê, Jesus, ek het nou 'n afspraakie met U. En hier is ek. Heilige Gees, hier is ek. En doen die goed wat ek nou vir jou gesê het om die geraas stil te kry. So neem nou 'n besluit. As jy nie nou besluit nie, gaan jy dit nie doen in die week nie. So sit daai tyd nou al klaar in jou kop vir jou op 'n plekkie. Wanneer gaan jy tyd spandeer? Wanneer gaan jy dit doen? So waar gaan jy dit doen? Wat gaan jy doen? Waar gaan jy dit doen? Waar gaan jy daai jouself sit? En wat gaan jy doen as jy daar kom? By daai plek. En dan vra ek jou die vraag, wat verwag jy gaan gebeur? Het jy verwagting? Want dit gaan oor verwagting. Het jy 'n verwagting dat Jesus iets spesiaals vir jou gaan doen? Nou wel hy wil. Hy kan nie wag nie. Kom ek gaan vir jou so sê. Hy is al reeds daar. Hy is al reeds daar.
by daai plekkie. Hy staan daar en sê, ek sien so uit om met Kobus te gesels. Ek sien so uit om tyd met hom te spandeer. Nou kry daai verwagting in jou hart. Kry daai verwagting in jou hart. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, U is so groot, U is so groot, U is so wonderlik. Jesus so wonderlik. Heilige Gees so wonderlik. Wat 'n voorreg vir ons om net op 'n plek te wees waar ons hierdie besef in ons harte kan hê dat U teenwoordigheid is vir ons bedoel. Dat ons nie, Here, ons is nie so op 'n afstand nie. U is nie so deur daar ver iewerste nie. U is naby. En ons wil instap in U teenwoordigheid. Ons wil instap in U teenwoordigheid. Dankie dat U ons daarmee help, Here. En dankie dat U daar is om met ons te kom ontmoet. Ek wil vir jou vra, terwyl jy nou sit en jou oë is gesluit. En ek gaan dit nou so doen. Ek wil nie jy moet dit net ligtelik opneem nie, want dit is nie iets wat net mense ligtelik doen nie. Wie van julle wil net vanoggend jouself commit? Om te sê, Here, ek gaan meer sit saam met U. Ek wil graag saam met jou bid en vir die Here vra om jou die tyd te gee en die plek te gee en dan ook die dissipline te gee, die selfdissipline te gee om aan te hou daarmee. En dis 'n commitment wat jy nou nie aan my maak nie. Dis 'n commitment wat jy sê, Here, hierso, ek kom maak 'n afspraakie met U. Ek gaan met U tyd spandeer. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy dit wil doen, staan gou op jou voete en sê, Here, hier is ek kom doen dit net. Hierso. Ek kom maak hierdie commitment. Ek wil, Here. En miskien is jy reeds daar. Great, wonderlik. Here, ontmoet jy al reeds, great, wonderlik. Maar Here, ek wil net 'n tyd maak. Ek kom verklaar met U. Ek het 'n begeerte om met U afspraak te maak. Jesus, U sien elke man en vrou wat voor U staan. U ken elke hart. U ken hierdie mense, Here. U ken ons harte. Dankie. Dankie, Here, dat U vanoggend ons commitment sien, Here. Net ons begeerte na U. Ons begeerte om die lieflikheid van ons Here te sien en te ervaar en te beleef. Dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat U ons help daarmee. Here, en dankie dat U vir ons die selfdissipline gee om ons afspraak na te kom met U. Dat ons dit sal doen, Here. Dat ons gaan die tyd uitkoop. Maak nie saak, U gee vir ons die wysheid en die insig oor hoe en waar en wanneer, maar ons gaan dit doen en ons verbind onsself en ons kom met 'n verwagting. Here, ek weet U is die Here God en U sal aan elke verwagting voldoen, want U is reeds daar. U is daar om met ons te ontmoet. U wil, Here. So dankie dat U dit doen vir ons. Ons eer U en ons loof U en ons prys U daarvoor. In Jesus se wonderlike en lieflike naam bid ons dit. Amen.